Dag sê dankie en welkom by nog 'n opwindende uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 2de Maart 2026. Ons sal bietjie later saam met Annemarie de Tooy die nuutste nuus bespreek uit Republikeinse binneblaaie en Andrew Poolman sal by my aansluit in die ateljee om die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel. Ons sluit ook by die president en die eerste minister aan om vir Senator Coleman en ons eie Blyf Gladiators geluk te wens op hulle prestasie by die COSAFA Cup oor die afgelope naweek, maar meer oor dit later. Bly by ons, kom ons klets lekker saam hier op Klets Kompas. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Welkom terug en in die ateljee met my, Annemarie de Tooy, om oor die nuutste nuus te bespreek. Hoe gaan dit, Annemarie? Dit gaan goed met my, hoe gaan dit met jou, Ogito? Goed, dankie. Maar nie vir almal hier in die stedelike dele van Namibië nie, vir alles wat kom by behuising. Vertel ons bietjie meer. Ja, ons het môre in die Republikeine berig oor dat 'n baseline report uitgekom laasweek. Dis die eerste keer wat hulle oor die behuisingskrisis 'n baseline report doen. Hulle het hom in Swakopmund bekend gestel wat sê dat sedert 2011 was daar 42.8% mense in informele mense in die stad, en in 2023 het daai syfer gegroei tot 50% van mense in Namibië wat in stedelike gebiede bly. En oor die 200,000 van daai mense bly in informele nedersettings en in plakkershitte. Ja. So natuurlik ons weet daar is 'n behuisingskrisis veral in Windhoek. Ek kan nie te veel praat oor Swakop en Walvis nie, maar ek weet spesifiek in Windhoek is daar 'n verskriklike behuisingskrisis en ek dink daai nommers is ongelooflik kommerwekkend wanneer jy dink aan die tipe infrastruktuur waarmee daai mense moet saamleef. En as jy ook kyk nou wat se persentasie van ons land se mense die jeug is en die feit dat dit kinders is wat in daai omstandighede moet groot word. Kyk, ek is nie 'n expert nie en ek weet nie presies wat kan gedoen word om dit te demp nie. Ek weet net dat iets gaan moet gebeur. Ja, tog, en ons was in die begin van laas jaar beloof dat daar 5,000 huise vir Windhoek teen hierdie jaar gelewer sou word. Ons weet nou nog nie wat gebeur het met daai syfers nie, maar kom ons kyk na 'n bietjie beter nuus, 'n bietjie goeie nuus. Ek verstaan daar's 'n nuwe onkologie 'n staatsentrum by die kus. Ja, daar's 'n en Irene het vir my gesê voor die tyd is baie hartseer dat sy nie kan wees om daaroor te praat nie, want ons almal weet sy het 'n baie sagte plekkie vir die kankervereniging. Ja. Maar in Walvis Bay het hulle 'n nuwe staatsonkologie sentrum oopgemaak, bekend gestel. Net wat hulle sê is hulle wil daai, en ek gaan nou Engels praat, daai healthcare meer accessible maak vir kankerpasiënte. Ja, hulle wil dit meer toeganklik maak en hulle wil nie hê mense wat reeds in daai posisie is, moet dan nou nog al die pad toe Windhoek toe te ry vir behandeling nie. Ja. Ek dink is ongelooflik en ek is so bly om te sien dat daar uiteindelik inisiatief geneem word, want ek meen ek dink die tweede keer wat ek en jy gesels oor nuwe onkologie sentrums en nuwe kankersorgsentrums wat oopgemaak word en ek is net so bly om te sien dat daai inisiatief geneem word en dat daai pasiënte hulle menslikheid kan hou. Ja. Want ek kan nie eers dink hoe dit moet voel. My oupa het op 'n stadium deur chemo gegaan en so en ek kan nie dink hoe dit moet voel om in daai toestand aan nou nog daai 400 km te moet ry nie. Ja. En ek hoop maar net dat ons dieselfde begin sien in ander gebiede van die land. Byvoorbeeld in die suide hoop ek dat ons bietjie beweging daar ook gaan sien. En ek dink dit is ook van uiters belang dat dit 'n staatsentrum is wat toeganklik is vir almal, ongeag van hoe arm of ryk jy is. Ja, want dis iets wat almal verdien is basiese mediese sorg. So gepraat van medisyne, ek verstaan daar is planne vir 'n nuwe stoor hier in Windhoek. Ja, so ons weet dat in 2017 het die voormalige minister van gesondheid vir die eerste keer geopper dat hy voel Ramatex of die planne gemaak dat Ramatex moet omskep word in 'n mediese stoor in. Nou ek is nie presies seker van die agtergrond nie. Ek dink jy sal vir ons bietjie meer kan vertel van die agtergrond daar.
Maar ja, dit is 'n soort van die plan nou. Ek dink hulle is omtrent in die ontwikkelingsfase as ek dit nie verkeerd verstaan nie. Okay. Van waar hulle nou daai groot storie uiteindelik ten goeie doel gaan sit. Dit is 'n baie groot perseel hier in Windhoek, die Ramatex perseel. Dit was natuurlik amper 15 jaar gelede dink ek het uit die buiteland beleggers gekom wat groot tekstiel besigheid daar wou gevestig het en hulle die groot pakhuise gebou en dit het van die grond af gekom, maar nie so gegroei soos wat verwag was nie. Permitte en beloftes is nie so vinnig nagekom soos wat verwag was nie. Later het dit ineengestort, daar was hofgeskil en aan die einde van die dag toe staan die perseel grotendeels vir lang tydperke ongebruik, dit het verval en ja, ek dink daar sal nog baie werk moet ingesit word om dit weer reg te ruk en in stand te bring. So ons hoop maar dat hierdie nuwe planne vinnig van die grond af sal kan kom. En ek dink onder leiding van ons huidige gesondheidsminister, minister Lewandowski, dink ek ons sien soveel groei in ons gesondheidssektor. Ja. Dat ek hoop dit kom van die grond af want dis iets wat baie waardevol sal wees dink ek vir ons land, veral as jy sê groot gedeeltes van Ramatex staan leeg. Ja. Dan hoekom dit nie ten goeie doel gebruik en dit vir so iets gebruik Dit nie. kan gedoen word. Hulle moet net nie die werk onderskat nie. Hulle moet van die begin af wegspring en die werk doen. Ja. Nie net opdrag gee nie, maar gaan sien dat die werk gedoen word. Ons hoop maar so. Iemand wat ek dink baie bekwam is om werk te doen is ons nuwe Hooggeregshof regter. Ons het vir die eerste keer in die geskiedenis 'n vroue Hooggeregshof regter. Permanente vroue Ja. Hooggeregshof regter. Ja, Essie Shimming Chase, ek gesels gereeld daaroor. Ek was vir 'n baie kort tydjie was ek 'n legal secretary gewees. O, Ja, en sy is en ek weet nie of ek dit eintlik mag sê nie. Dis een van daai opinies wat jy eintlik vir jouself moet hou, maar by ver een van my gunsteling regters. Ongelooflike regverdige vrou en ongelooflike ervare regter. Ja. So ek is baie opgewonde vir haar en kyk, ons weet in die Hoërhof het ons die meerderheid vroue regters, maar opgewonde om te sien dat dit in die Hooggeregshof is en iets waaroor hulle baie gepraat het toe hulle haar ingesweer het was dat die regters van Namibië moet vir al die mense staan. Daar moet representation, kies vir die Engelse woord, verteenwoordiging wees vir almal, of jy nou vrou is, jonk is, oud is, so ek is ongelooflik bly vir haar en ek kan nie wag om te sien wat sy beteken vir ons Hooggeregshof in daai posisie nie. Ja, en sy is beslis 'n baanbreker. Ons hoop maar nou dat hy baan nou oop is en ons meer vroue op die regsbank sal sien. Ja. Baie dankie Annemarie. Dankie Ogeto. En baie dankie julle, dis dan dit vir die nuus, maar bly by ons het nog baie meer om te bied op Kletskompas. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Namibia's Engel Stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. En nee, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. En met daai lekker bietjie speel daar vanaf Uitspeel
is dit nou tyd om te kyk na die weer. Ons begin nou 'n nuwe week, is Maandag. So kom ons kyk wat die weer vir ons wat hou die weer vir ons in vir Dinsdag. Dis dan die 3de Maart 2026. Ons verwag op Katimamolelo vanaf 19 grade tot op 28 grade, bietjie reën daar. Ook op Rundu vanaf 19 tot 28, Enhana vanaf 19 tot 31, reën al die pad daar. Oshakati gedeeltelik bewolk vanaf 21 tot op 31 en Ruakana ook gedeeltelik bewolk vanaf 18 tot op 32. Ons verwag op Tsumeb bietjie reën vanaf 19 tot 29. Op Maruru is dit sonskyn vanaf 17 tot op 33. Hier in Windhoek gedeeltelik bewolk vanaf 17 tot op 28 en Gobaba is gedeeltelik bewolk vanaf 19 grade tot op 31 grade verwag vir môre. Verder ook op Henties Bay sal die son skyn vanaf 16 tot op 20 grade verwag, swak op Moed ook 16 tot op 18 en Walvis Bay son skyn al die pad op die kus vanaf 15 tot op 22 grade verwag op Walvis Bay. Binneland op Reebord verwag ons vanaf 18 tot op 32 grade gedeeltelik bewolk. Dan Keetmanshoop is dit weer sonskyn vanaf 21 grade tot op 34 grade verwag. Arnos verwag ons vanaf 20 tot op 33 grade. Loudrits verwag ons vanaf 13 grade tot op 28 grade môre. Sonskyn daar ook op Adamsvlei vanaf 19 grade tot op 33 en op Oranjemund ook vanaf 13 grade tot op 21 grade verwag. Die son sal daar skyn. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Welkom terug in die ateljee met my, Andrew Poelman. Hoe gaan dit, Andrew? Ja, wat aan die gang? Goed, dankie. Ek verstaan dat Namibië se senior vroue sokkerspan het oor die naweek geskiedenis gemaak. Vertel ons meer. Ja, so ek dink meeste mense dan seker dit al opgetel teen die tyd, so die Brave Gladiators wat dan vir die eerste keer in die geskiedenis dan die COSAFA trofee gewen het. So Suider-Afrika lande se kompetisie. So dit was dan ek dink die eerste keer sedert 2006 wat hulle die finaal gehaal het. Ja. Daai tyd het hulle verloor teen Suid-Afrika, ek dink 3-1. 3-1, ja. En ja, so dan hulle dan nou in hierdie jaar se toernooi in Polokwane het hulle dan die verdedigende kampioenspan Zambië uitgehaal in die semifinaal 1-0 en toe Saterdag die finaal gespeel teen Suid-Afrika. Suid-Afrika wat sy semifinaal gewen het teen Zimbabwe. En dit is dan Suid-Afrika wat die eerste doel van die wedstryd aangeteken het, hierso in die tweede helfte. En toe die gewone 90 minute toe op 1-1 geëindig na 'n doel deur Muinachu Hanavi, een van die nuwer spelers in die Namibiese span. So na 54 minute het sy die telling 1-1 gemaak en die wedstryd wat toe in ekstra tyd ingegaan het. En dit was toe Memory Ngonda wat toe die wendoel behaal het daar in die ekstra tyd, maar daar was nog heel wat minute oor gewees. Ja. Ek dink toe ek so gekyk het in die stadion is hele klompie minute wat 13 plus minute wat oor gewees het in Suid-Afrika wat heeltyd op die aanval was en gesoek het vir nog 'n doel om dit weer gelyk op te maak of die wedstryd te wen. Ja, reg op paal getref in 'n stadion en amper 'n doel aangeteken, maar dit is dan Senata Coleman en alle die vrouespan wat dan die knoop deurgehak het daar vir die eerste keer. Wonderlik. En ek verstaan sy tree ook nou uit, tree ook af vanaf COSAFA kompetisie. So dis 'n lekker afskeid present. Ja, goeie prestasie ook vir haar. Sy was dan die speler van die toernooi gewees, Senata Coleman. Ook die doelwagter van die toernooi was ook van Namibië gewees, Melissa Matthews.
So sien ons daar op die regterkant. En dan die meeste doele in die toernooi was dan aangeteken deur Rutendo Makore van Zimbabwe daar op die linkerkant. So sy het dan die Golden Boot trofee gewen. So goeie prestasie daar vir afrigter Leslie Kakuwa en die vrouespan. Dit is iets om oor trots te voel. Ja, so mense hoop hulle kan daarop voortbou in hulle ander latere kompetisies om te kwalifiseer vir Wêreldbeker en Olimpiese spele en daai tipe van goeders dalk. So gepraat van Namibiërs wat presteer, ek verstaan daar is 'n fietsryer, 'n Namibiese fietsryer wat gekontrakteer is in Europa. Ja, so Roger Suren, groot prestasie vir hom om dan gekontrakteer te word in die middel deur daai professionele span met die naam Elpison Premier Tech. So hulle padfietsryspan is omtrent 30 ryers wat gekontrakteer is. Okay. Hulle ding op die wêreldtoer mee, so die Tour de France, Giro d'Italia, die Vuelta in Spanje, die Tour van Spanje, al daai groot toernooie of fietsritte, wat hulle in die padfietsry dan omtrent 30 mense het en hulle, ek dink net dan hierdie 3 bergfietsryers, so dis dan Matthew van der Poel van Nederland en dan Samuel Geiss van Nieu-Seeland. So 2 groot name in die sport. Dis al 2, ek het daar op die skerm gekies, so Samuel Geiss onder andere die Statebond Spelers kampioen gewees in 2024 en dan en Matthew van der Poel het ook al skofte by die Tour de France gewen. Hulle het ook al UCI wêreldkampioenskappe gewen. So groot name. Groot geleentheid vir hy ondersteuning om nog 'n vlak of 2 op te skuif. So Roger wat dan natuurlik laas jaar die silwermedalje by die UCI wêreldkampioenskap in bergfietsry gewen het in die junior as 'n onder 18. Silwermedalje daar, so dink die mense het genoeg gesien van sy talent om te besluit hy het potensiaal om meer te ding op daai vlak. So 'n wonderlike geleentheid vir hom, En veel geluk vir hom. Ek verstaan ons het ook 'n span fietsryers wat in Suid-Afrika toer. So die Namibiese span, ek dink het so 29 fietsryers gestuur daar in die Weskaap in die Parel. So Kara Volskenk wat dan die beste gevare daar van al die Namibiërs individueel. Sy was in die meisies onder 14 klas het sy meegeding. So hulle was so half en half dieselfde tyd op die baan as die onder 16 meisies. So hulle het so 2 minute na die onder 16 meisies weggespring. En dit was nou Sondagoggend en sy het eintlik al die onder 16 meisies voor gevang en verbygesteek behalwe die voorste 2. Sy het net die voorste 2, maar sy die vinnigste baan rond is eintlik opgestel van al die onder 14 of onder 16 meisies. Indrukwekkend. So dan van die ander wat ook goed gevaar het, Micah Chase, hy was tweede, so daar was eintlik 2 kompetisies dan Saterdag en Sondag. So die kortbaan resiese was Saterdag en dan die gewone veldresies op 'n bietjie langer afstand wat dan Sondag was. So Lynn Lambert was ook tweede van die onder 12 meisies. Rosemary Thiel was 6de in die kortbaan en 5de in die veldresies. Dis sy ding mee by die meisies onder 18. Dan was Delsia Jansen van Vuren was ook daar. Sy het 'n 4de plek en 'n 7de plek gekry. En haar 2 elite vroue resiese. En dan Roger Suren wat ook daar mee geding het. Was baie sterk kompetisie geweest. Ek dink Michael Foster van Suid-Afrika was tweede. En in die eerste plek was Ellen Heatherly geweest. Hy het die bronsmedalje gewen by die laaste Olimpiese spele van Suid-Afrika, so op hulle eie baan. So sterk kompetisie daar geweest. Roger Suren wat dan in die kortbaan resies Saterdag was hy dan 3de en in die veldresies Sondag was hy in die 6de plek geweest. En dan een van die Namibiërs wat ook baie goed gedoen het was Micah Chase. Hy is by die onder 16 seuns en hy was dan 2de en 3de geweest in sy 2 resiese. Baie goed. Okay, terug na iets waarmee ons bietjie meer
gewoond is die klub rugby. Vertel ons bietjie meer van wat gebeur het oor die naweek. Ja, so FNB Kurus wat ja, vandag 'n aankondiging gedoen het van 'n speler wat hulle geteken het. O, Ja, so ons kan so miskien sommer die videoetjie daar speel vir die wat dit dalk nog nie gesien het nie en weet van wie ons praat nie. So 'n bekende gesig hier in Namibië se klub rugby. Denzel Brouwer. Aha. Hy het ja, laas jaar nog vir Wanderers gespeel. Tevore was hy ook by United gewees en by die Blou Bulle se onder 20 span en Namibië onder 20 gespeel, ook een of twee toetse van Namibië gespeel. So in die klub rugby is dit ja, hy is 'n groot faktor met sy skopvoet en so. Hy kan nogal dikteer, ja, jou as jy teen hom speel bietjie vaspen daar in jou eie gebied dat jy nie kan baie beweegruimte het nie. So ja, groot deurbraak daar vir FNB Kurus. Hulle het in die afseisoen ook 'n redelike klompies mense ook al reeds gekontrakteer vir die komende seisoen. Daar sien ons dan Eugene Jantjies, hy was 'n hulpafrigter tot laas jaar gewees daar by FNB Dolphin, hulle buurklub daar van Swakopmund. So wat dan nou daar by die Walvisbaaiers gaan aansluit. Ja, so in die laaste tyd het hulle ook spelers gekontrakteer soos Adrian Ludik wat dan by hulle aansluit daar van klub in Roemenië dink ek was hy laas. Hy het ook in Frankryk gespeel. Ook in ja, Namibië se dink die laaste 2 wêreldbekers gespeel van Namibië, Kyrian Majid daar in beeld. In die middel, hy is 'n vleuel wat ook so 1 of 2 toetse van Namibië gespeel het. Hy kom nou van UNAM af. Sluit dan daar by Kurus aan hierdie seisoen. Hulle het ook ja, Romario Janga geteken. Ek dink hy kom nou van Rehoboth af. Daar in beeld is dan Xavier Maton op die linkerkant. Hy was by United gewees. Hy's 'n center. En dan Dylan Isaacs wat ook 'n center is van Western Suburbs. Ja, ook Sharon Rousseau wat dan by die voorspelers daar van Wanderers af by hulle aansluit, so hy kan slot speel of flank, so. Okay. So is 'n hele nuwe Kurus span wat ons gaan sien. Ja, hulle het laas jaar natuurlik die Premierliga gewen, so vir die eerste keer onder afrigter ja, Roger Thompson. Ja, hy was dan die direkteur van rugby gewees, een van die afrigters wat intussen dan weggespeel is, Sean White. Hy is dan nou, dink hy werk nou in Windhoek en hy is nou intussen by Trasco United wat hy aangesluit het. Okay. So ja, het sal interessant wees om te sien hoe dit verloop. Dit sal baie interessant wees. Vir Oulaas, kom ons praat bietjie oor cricket. Ek verstaan daar's verwikkelinge in die klub cricket. Ja, so al 4 klubs in die Premierliga wat dan Saterdag en Sondag gespeel het, so die 4 wedstryde en al 4 die klubs wat dan 1 wedstryd gewen het. So Saterdag was dit dan United wat vir Wanderers geklop het. Die speler van die wedstryd was Gerard Jansen van Rensburg met 83 lopies en 1 paaltjie. En dan is dit Saterdag was dit dan ook CCD wat gewen het teen VIS Old Boys. Die speler van die wedstryd daar was Nicol Lofty-Eaton met 101 lopies en 4 paaltjies. En dan VIS Old Boys wat Sondag aan die wenkant was teen United. Malan Creer was speler van die wedstryd met 91 lopies van 57 balle. En dan Sondag ook Wanderers wat aan die wenkant was teen CCD. JJ Smith wat daar uitgeblink het met 76 nie uit nie van net 43 balle waarna hy 7 sesse geslaan het. En hy het toe ook 2 paaltjies geneem. So dit lyk kan daar's nog een wedstryd oor vir elke span. En dan is daar 1 semifinaal, so die spanne wat tweede en derde is, speel in 'n semifinaal. En die span wat bo in die liga eindig, wat op die oomblik Wanderers is, wat dan reggedeur gaan na die finaal toe op die 15de. Baie dankie Andrew. En baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het. Ons het mos 'n propvol uitsending gebeloof en dit was dan dit. Dankie en sien julle weer môre vir nog 'n uitsending van Kletskompas.